Die Here Jesus is in gesprek met een van die Joodse leiers, 'n geleerde man, Nikodemus, 'n man wat die reëls van die Joodse godsdienst goed geken het, die verwagtinge wat hulle gehad het ensovoorts. En die Here Jesus gesels met hierdie man en hy sê vir hom, hy moet weer gebore word. En dan was sy reaksie so verrassend, dat die Here Jesus vir hom in Johannes 3 vers 7 sê, moenie verbaas wees nie, jy moenie verstom wees oor wat ek sê, dat jy opnuut gebore moet word nie. Moenie dink dit kan nie gebeur nie. Nou hierdie man het nie mooi verstaan wat die Here Jesus bedoel het nie. Hy wou net kyk na die fisiese geboorte, hoe 'n baba in die wêreld kom. En dit is wat hy verstaan het van geboorte. Maar hy moes oplet dat die Here Jesus gesê het, weergebore in die ou vertaling van ons Bybel, of dan nuutgebore in die nuwe vertaling. So wat eintlik hier moes gebeur? Hierdie boodskap van die Here is gerig aan mense wat nie met verbasing alleen vervul moet word nie, maar met die vaste wete dat Christus vir hom en vir haar 'n nuwe lewe wil gee. Asof hulle babas is wat in 'n nuwe wêreld, 'n nuwe omgewing ingebore word en nou met 'n nuwe toekoms voor hulle staan. Soos iemand wat eendag gesê het, om weer gebore te wees is eintlik om jou verlede totaal en al af te skryf, asof dit nooit gebeur het nie. Dis die wonder, en ek dink hierdie verbasing is nie so eienaardig en vreemd nie. Maar weet jy, daar is wonderlike, nuwe geleenthede vir 'n mens wat weer gebore is. En al wat dit eintlik maar net wil sê is, vergeet van jou eie vooroordele en van jou eie beskuldigings teen jou en ander. Kom, erken dat Christus die een is wat vir jou 'n nuwe lewe kan gee. En hy doen dit. Gewaarborg. Loop mooi.